Ek is Dr. Mariet van die Kerk, opvoedkundige sielkundige. Ek werk op die inklusiewe onderwysspan by Jan Kriel Skool. So ek sal kortliks vertel hoe kinders hier beland, die proses wat gevolg word en dan ook die ondersteuning wat hulle van die sielkunde departement kry as hulle hier geplaas is. So by spesiale skole word kinders geplaas deur die departement van onderwys sodat dit 'n deursigtige en regverdige proses is. Die hoofstroomskool begin dus met die aansoekprosedure deur die SIAS proses te volg. Dit is 'n dokument wat ingevul word om te sorg dat kinders met slegs die hoogste nood verder verwys word. Dit is dus kinders wat nie in hulle hoofstroomskool meer geakkommodeer kan word nie. Gewoonlik het hierdie kinders 'n diagnose wat deur 'n sielkundige of 'n dokter gemaak is. Hulle is al getoets deur 'n sielkundige. Hulle sien ook privaat spraakterapeute, arbeidsterapeute, so dis regtig kinders wat baie hoë nood het. En dan is daar 'n plasingsvergadering wat plaasvind, waar daar dan die programbestuurder by die hoofkantoor is oor spesiale skole en senior sielkundiges van distrikte en dan ook die sielkundiges van spesiale skole. So daar word die aansoeke bespreek. Die besluit van die plasingsvergadering of die leerder dan 'n kandidaat is of nie, word voorgedra deur die programbestuurder aan die direkteur van spesiale onderwys en hy gee dan die finale goedkeuring of die kind geplaas kan word. In meeste gevalle word die kinders op 'n waglys geplaas omdat ons soveel beperkte plek het. Sommige kere kan ons kinders dadelik plaas, so daar is ouetjies wat onmiddellik hulp kry. So dit is dan waar die inklusiewe onderwysspan inkom. Dit bestaan, soos ek gesê het, uit ek is op die span en dan ook 'n spraakterapeut, 'n arbeidsterapeut en 'n leerondersteuningsopvoeder. So ons ondersteun hierdie kinders in hulle hoofstroomskole terwyl hulle wag op plasing in Jan Kriel. Ons ondersteun die ouers en die onderwysers en gee hulp en leiding. Ons sien ook soms die kinders weer vir meer siftingstoetse om dan te kyk hoe die kind se ontwikkeling plaasvind. So as die kind dan in Jan Kriel geplaas word, is dit kinders wat sielkundige ondersteuning nodig het. By die sielkunde departement is daar 'n opvoedkundige sielkundige, 2 beraders en 'n maatskaplike werkster. So hulle sien dan om na die kinders se sielkundige behoeftes. Omdat dit so min personeel is, kan hulle ongelukkig nie langtermynterapie bied nie, maar hulle bied korttermynterapie. Kinders word ondervang en dan word hulle uitverwys na ander sielkundiges vir langdurige terapie. Wat dan ook met ons departement saamwerk, sodat ons 'n span vorm om die ouers en die kind te ondersteun. Hulle doen baie leerderbesprekings in multidissiplinêre verband, waar almal wat met die kind werk dan teenwoordig is. 'n Groot deel van die ondersteuning in die sielkunde departement is evaluerings wat gedoen moet word. Ons moet bewus wees van die kinders se ontwikkeling, van hulle uitvalle, sodat ons kan planne maak om hulle te ondersteun en ook om vir hulle assesseringsakkommodasies aan te bied. Daarvoor is bewyse nodig en daarom moet die kinders skolasties weer getoets word en sommige kere weer sielkundig ook. Daar word ook 'n projek tans geloods wat hierdie jaar begin het, wat deur die JKI befonds word. Dit is 'n program waar hulle vakkeuses en beroepsvoorligting doen met die graad 9's en die graad 11's. So dit is nogal 'n baie tydrowende program, maar daar's baie waardering voor en ons kan sien dat dit regtig 'n nood is. Ons is dankbaar vir JKI se fondse om daai program te kan volhou. Dan die maatskaplike dienste word gelewer aan ouers en kinders. Daar's 'n voedingsskema en so voorts. So in kort is dit wat die ondersteuning hier behels en hoe die kinders hier beland. Baie dankie.